julle kan julle Bybels oopmaak in Handelinge 14. So ons is nou in die laaste hoofstuk van 2 hoofstukke wat ons dan gekyk het na die sendingsreis van Paulus en Barnabas. So dit was Paulus hulle se eerste sendingsreis gewees en ons is nou besig om na die einde van daai sendingsreis te beweeg. So net interessant, hulle het ongeveer so 3200 kilometer gereis in hierdie tydperk. Dit was ongeveer, die Bybel is nie presies daaroor nie, niemand kan vir jou presies sê nie, maar ongeveer so 2 jaar wat dit hulle gevat het om hierdie afstand af te lê en by al hierdie plekke uit te kon kom. Om jou 'n idee te gee, as hulle 14 kilometer 'n dag gestap het. Nou, julle moet verstaan, ek het al gehike en ek geniet hike en ek het 'n lekker rugsak en ek het 'n lekker stoofie en ek het al die dinge wat 'n mens nodig het om te kan funksioneer. Maar hulle het dit nie gehad nie. Hulle het baie meer primitief dinge moes doen. En hulle moes alles ook saam met hulle dra. Daar was nie instant noodles of enige so ietsie nie. Hulle moes op 'n manier kos gekry het en funksioneer. So dit het alles 'n bietjie langer gevat as wat ek en jy vandag aan gewoond is. So kom ons sê net hulle het 14 kilo se dag gestap. Nou dit was moontlik om verder te kon reis. Hulle het gemaklik 22 tot 30 kilo se dag kon stap, maar kom ons sê net hulle het 14 kilo se dag gestap, wat nie onredelik is nie, wat nie te veel is nie. Dan sou dit hulle om daai afstand af te lê 228 dae gevat het om dit te geloop het. Nou hulle het ook met 'n boot gereis en hulle het nie net te voet gegaan nie. So dit is 'n bietjie korter gewees, maar die res van daai tyd het hulle gespandeer om die evangelie te deel. Maar as ons hierdie goed lees, ons kan in 2 hoofstukke lees ons 'n groot gedeelte van Paulus en Barnabas se lewe wat hulle moes werk om die evangelie te bedien. Vir my en jou om 3200 kilos met 'n vliegtuig af te lê is niks. Dis vinnig. Om met 'n kar dit af te lê, ook nog vinnig genoeg, 2 dae. 3 dae as jy rustig wil ry. Maar vir hulle was dit 'n lang tyd gewees wat hulle op die pad moes spandeer. Nou kom ons kyk wat gebeur in Handelinge 14 vers 1 tot 7. Lees saam met my. Die wyse van, nou is ek nog steeds in Spreuke, Handelinge 14. En op dieselfde wyse het hulle in Ikonium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter. Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. En die menigte van die stad was verdeeld en sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan. Maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode saam met hulle owerstes 'n beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te stenig, het hulle dit gewaar geword en gevlug na die stede van Lykaonie, Lystra en Derbe en die omstreke, en daar het hulle die evangelie verder verkondig. So in hierdie 2 hoofstukke, iets wat vir my baie opvallend is die jaloesie. Soos wat Paulus die evangelie deel, is daar mense wat saam met hom stem en daar's mense wat nie saam met hom stem nie. Nou, wanneer hy dit gedeel het, was daar nie baie jaloesie betrokke nie. Maar sodra die mense na Paulus begin luister het, na Barnabas begin luister het, wegbeweeg het van die sinagoge af, dan het hulle begin jaloers raak. En hulle het maniere gesoek, hoe gaan hulle hierdie ouens hier weg probeer kry? Wat vir my interessant is ek sien baie van dieselfde mentaliteit in Johannes die Doper se volgelinge. Nou dit is nie net te doen aan Johannes die Doper nie, dis nie net te doen aan hierdie mense nie, dit is die natuur van mens. Wanneer daar iets inkom wat anderste is as wat ons gewoond is, dan raak ons ontsteld, ons raak omgekrap, as dit nie gaan soos wat ons dink dit moet gaan nie. Maar wat vir my interessant is, Johannes die Doper se disippels sê vir hom, wat gaan hier so aan? Hierdie mense wat jou disippels was, volg nou vir Jesus. Hoe reageer Johannes die Doper? Hy sê, ek moet minder word
sodat hy meer kan word. Johannes die Doper het presies geweet waar sy plek is. Hy het geweet wat is die doel wat hy voorgekom het en hoekom hy dit kom doen het. Maar wanneer ons gekonfronteer word met goeders wat dalk anders is in ons lewens, dan is dit 'n plek wat ons dalk sê, jette, ek weet nie, ek wil nie dalk met dit saamgaan nie. Maar hierso sien ons dat Paulus hulle net die waarheid kom deel. Hulle kom en hulle deel die evangelie en die mense het 'n keuse, hoe gaan hulle reageer teenoor dit? Nou ek wonder hoe moes dit vir die sinagoge gewees het, die mense wat alles nou in plek gestel het, ewe skielik is daar mense nou nie meer by hulle nie. En nou raak hulle bekommerd, wat gaan nou hierso aan? En so probeer hulle om divisie te bring, so probeer hulle om hierdie mense eintlik seer te maak, wat besig is om die waarheid te deel. As ek hierna kyk, dan sien ek wêreldse jaloesie. Hoekom noem ek dit wêreldse jaloesie? Want in die Bybel staan daar geskrywe dat God is 'n jaloerse God. So daar's 'n verskil tussen 'n goddelike jaloesie en 'n wêreldse jaloesie. Dit is gesond om jaloers te wees op jou vrou. Jy moet jou vrou beskerm. Jy moet die lyne kan trek tussen 'n gesonde verhouding en 'n ongesonde verhouding. Maar jy moenie 'n wêreldse jaloesie hê dat jou vrou nie met iemand anders te mag praat of enige so ietsie nie. Jy moet die gesonde lyne kan trek. Hoe lyk dit? Maar hierdie was wêreldse jaloesie wat hierso plaasgevind het. En wat gebeur met hierdie wêreldse jaloesie? Wêreldse jaloesie het die vermoë om mense weg te dryf van die waarheid af. Hulle is gekonfronteer, maar omdat hulle jaloers is, omdat hierdie nie hulle ding is nie, kies hulle om eerder mense te probeer wegdryf van die waarheid af. Ons het dit gesien met die sorcerer, die towenaar wat die in Handelinge 13, wat die regsman, ek kan nie nou sy naam onthou nie, wat hom probeer weghou van die waarheid af. Ons sien heeltyd wat gebeur met jaloesie as dit nie inpas by ons nie. En ek dink elkeen van ons moet altyd ons harte meet om te sê, wat beleef ek in hierdie situasie? Is dit reg wat ek beleef, of is dit nie reg wat ek beleef nie? Wat ek en jy moet doen, is ons moet getrou bly aan die woord van die Here, ons moet getrou bly aan die waarheid, en God sal die groei laat plaasvind, soos wat dit nodig is. Johannes het getrou gebly aan dit wat hy moes doen, en omdat hy getrou was dit die groei van dit is dat Jesus se disippels meer geword het. Die groei gaan nie oor ons nie. Die groei gaan oor die evangelie en die koninkryk van God. Ons moet nie mense aanhangers maak van ons nie. Ons moet mense aanhangers maak van die Here. Maar wat is die gevaar wat ek sien gebeur in hierdie gedeelte ook? Ek en jy kyk na Paulus se lewe en ons lees hierso wat alles gebeur. En ons kyk na die briewe wat Paulus geskryf het en ons kyk en ons sê, jette, kyk wat het Paulus gedoen. Ek kan nie dit doen nie. En ons vergelyk onsself met Paulus. Ek wil vir jou sê, daar was net een Paulus gewees. Ons almal kan nie soos Paulus wil wees nie. Daar is een Paulus en daar is een van elkeen van julle. Daar is nie nog iemand soos jy nie. Die Here wil in elkeen van julle uniek werk, deur julle 'n unieke werk gaan doen. Ons moet onsself nie probeer vergelyk met iemand wat langs jou sit en sê kyk sy verhouding met die Here, kyk daai persoon se verhouding met die Here of so voor en so voorts nie. Ons moet onsself vergelyk met wie ons gister was, met wie ons 10 jaar terug was en sê Here, is ek besig om te groei of is ek besig om te stagneer? Want as daar nie groei in jou lewe is nie, dan moet jy jouself die vraag vra, wat is ek mee besig? Maintain ek net? Of is ek besig om vooruit te beweeg? Ek en jy kan doen wat Paulus gedoen het. Wat het Paulus gedoen? Hy het net gegaan en die evangelie gaan deel. Paulus het nie wonderwerke uit homself uitgedoen nie. Die tekens, die wonderwerke was as gevolg van die evangelie wat hy besig was om te deel, dat God dit uit hom uit laat vloei het. Die wonderwerke kom van God af, nie van Paulus af nie. Wat Paulus moes doen, is om getrou te wees, hierdie afstand te loop, hierdie tyd te spandeer, waar hy gegaan het, om die evangelie te gaan deel. As gevolg van die evangelie, het daar jaloesie ontstaan.
Wanneer waarheid gedeel word, dan het jy een van twee opsies. Of jy gaan die waarheid aanvaar, of jy gaan dit verstoot. En as jy die waarheid verstoot, dan is daar 'n uitvloeisel wat gebeur as gevolg van dit. As jy die waarheid aanvaar, dan is daar ook 'n uitvloeisel wat gebeur as gevolg van dit. Maar wat vir my interessant is dat ek sien, as gevolg van die jaloesie en die wrywing wat hierdie Jode en die heidene wil bring, wat nie geglo het wat Paulus kom deel nie, het Paulus hulle nie net weggehardloop in die begin nie. Hulle is besig om aan te hou werk. Hulle het nie toegelaat dat die jaloesie hulle op 'n plek kry dat hulle uit die dorp uitvlug nie. Hulle het aangehou te midde van die leuns en die jaloesie om die waarheid te deel. Hoekom? Hoekom kies Paulus in die toestande want dis nie lekker as mense teen jou praat of teen jou is of enige so iets nie. Dit is nie lekker omstandighede om in te probeer funksioneer nie, maar hoekom kies Paulus hulle om aan te hou die evangelie deel en waarheid te bring in daai mense se lewens? Want hy wil geestelike volwassenheid sien in die mense wat hy nou net geëvangeliseer het. As ons kyk na die evangelie en ons kyk na geestelike volwassenheid, wat sou jy sê is belangriker van die twee? Kom ek bring dit in konteks van iets wat ons dalk sal verstaan. As 'n baba is dit belangriker dat 'n baba gebore word of dat 'n baba na die geboorte voeding kry en melk kry? Al twee. Jy kan nie die een van die ander ene skei nie. Jy het al twee nodig. Jy kan nie net 'n baba laat gebore word en hom daar los en sê, "Hasai, sien kom klaar, dan gaan jy aan nie." Nee, daai baba moet voeding kry. Maar hy moes ook gebore geword het. En dit is wat Paulus besig hier is. Hy's besig om waarheid in hulle in te bou. Hy's besig om uit die geskrifte wat hulle ken, want die Jode ken die Ou Testament. Hy's besig om die evangelie met hulle te deel. Hy's besig om hulle op te rig in die weë van die Here. Ons kan nie, laat ek dit so sê, die evangelie en om 'n pad met iemand te stap, is opgesom in disippelskap. Nou ek wil julle net ook waarsku, as die Here kom en hy sê vir jou om die evangelie met iemand te deel, maar jy het 5 minute met daai persoon, moenie sê, "Ekskuus, ek gaan nie disippelskap kan toepas nie, ek gaan nie die evangelie met daai persoon deel nie." Dis ook nie wat ons moet doen nie. Ek en jy lewe in 'n tyd wat jy iemand se nommer kan vat. Jy kan so maklik in kontak bly met iemand. As jy iewers op vakansie gaan en jy deel die evangelie met iemand wat nog nooit van die Here gehoor het nie, is dit so maklik om in kontak met daai persoon te bly of om in te skakel by 'n kerk of wat ook al dit mag wees waar hy homself bevind, sodat daai persoon geestelik volwasse kan word. Hoe uitdagend is die lewe vir my en jou nie? Ek dink nie ek het enigiets onder beheer nie. Die Here weet wat aangaan elke dag, maar ek weet nie altyd wat aangaan nie. Maar die Here is in beheer. Maar nou is my vraag aan jou, hoe uitdagend gaan dit vir jou kinders wees as jy nou vir hulle sê, julle moet nou doen wat ons doen? Dit gaan amper onmoontlik wees. En dit is hoekom dit nodig is om 'n pad met iemand te stap, 'n geestelike pad. Want as ons iemand net 'n baba wil los, as ons iemand net wil los wanneer hulle nog op die melk is, dan is ons besig om hulle tot 'n groot mate op te stel vir failure. Ons is besig om hulle op te stel dat hulle kan val en seer kry. En dit is wanneer baie mense dan wegstap en sê, die Here is nie goed nie. Die Here maak seer, of wat ook al dit mag wees. Dit is hoekom ons 'n pad met mense moet stap. Maar wat vir my interessant is eers bly hulle in hierdie omstandighede, toe word hulle bewus gemaak dat hulle gestenig gaan word, en nou kies hulle om te vlug. Nou wat se een van die twee sou jy sê is beter gewees? Wat se ene is braaf en wat se ene is lafhartig? Ons sal baie maklik sê, dit sou braaf gewees het om te bly en nou maar te sterf vir die evangelie, nee. Ek wil dit terugvat na waar ons onsself bevind. Want hier waar ons sit, het ons nie vervolging nie. Maar daar is nog steeds vervolging reg oor die wêreld teenoor Christene. En dan het 'n Christen die vraag wat hy homself moet vra, bly ek in hierdie land waar daar vervolging is, of gaan ek uit hierdie land uit? Wat se een van daai twee is reg? Wat ek sien is gehoorsaamheid is reg.
of jy bly en of jy gaan, as jy dit doen, want die Here sê vir jou om dit te doen, dit is wanneer dit reg is. Daar's mense wat gaan, en dit is oukei, as die Here vir hulle gesê het om te gaan, want daar is sy voorsiening, daar is sy beskerming. As die Here vir jou sê om te bly, en jy moet dalk jou lewe gee, dan is dit oukei, want daar is sy beskerming, en daar is sy voorsiening. Wat ook al dit mag wees, ons moet dit uit 'n plek van gehoorsaamheid doen. Uganda was, ek dink dit is Uganda gewees, wat verlang oop was vir die evangelie, maar daar kom toe 'n tyd, en daar was baie sendelinge van reg oor die wêreld daar gewees, en daar kom toe 'n tyd waar daar erge vervolging plaasvind. En die sendelinge wat in Uganda is, vra toe vir die mense wat hulle gestuur het, wat moet ons doen? En hulle sê, ons kan nie vir julle sê wat julle moet doen nie. Vra die Here wat julle moet doen. Daar is van hulle wat gegaan het, daar is van hulle wat gebly het. Gehoorsaamheid is wat die Here wil hê. Nie wat ander mense dalk dink nie. Want daar gaan mense wees wat sê, jy's 'n lafaard, jy vlug. Daar's ander mense wat sê, jy's dom, hoe wil jy bly? Almal gaan 'n opinie hê, maar niemand se opinie maak saak, behalwe die opinie van die Here nie. En daarvoor moet jy tyd uitkoop, om met hom te spandeer. Wat vir my opvallend was, is dat die tekens en die wonders gevolg het op gehoorsaamheid, wat Paulus en Barnabas toegepas het om die evangelie te gaan deel. Ek en jy moet doen wat die Here vir ons vra om te doen, en toelaat dat hy die res doen. Toelaat dat hy werk in daai persoon se hart. Die Heilige Gees is besig om mense te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Al wat ek en jy moet doen, is kom en die waarheid met hulle deel. Want die plan van die duiwel is, dat mense nie die waarheid moet hoor nie. Maar ek sê vir jou, elkeen gaan die waarheid hoor. Want God is nie 'n onregverdige God nie. God gee vir almal dieselfde kans om na hom toe te kom. Kom ons lees vers 8 tot 18. En in Lystra het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, krepeel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie. Nou voordat ons verder gaan, ek wil net gou hê jy moet die kaart vir ons opsit, Jandrey, dat ons net kyk na daai kaart. So laasweek was ons daaronder gewees in Cyprus op die eiland, en toe het ons oorgegaan na Perge en Antioch, en nou was ons in Iconium gewees, en net daaronder is Lystra, wat hulle nou na toe gegaan het. So hulle bevind hulle self nou daarso waar hierdie man krepeel was. Nou gaan ons bietjie ietsie anders te sien. Kom ons lees verder. Hy het geluister terwyl Paulus spreek, en Paulus het die oë op hom gehou, en toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met 'n groot stem gesê, staan regop op jou voete, en hy het opgespring en begin rondloop. En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hul stem en sê in Likaonies, die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe. En hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. Maar toe die apostels Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie, dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewendige God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het. Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel, al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Selfs met hierdie woorde het hulle met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. So, wat hier gebeur is, daai Jupiter en, ek kan nie die ander ene onthou nie, Mercurius, is eintlik Zeus en Hermes. Nou, daar is Griekse mitologie rondom al hierdie goeters, en as julle wil, kan julle dit 'n bietjie tyd daarin gaan spandeer, maar dit is nie die punt van dit nie. Hierdie mense wat ons sien, het glad nie 'n idee van die ware God nie. Wat was Paulus en Barnabas se model gewees wanneer hulle in 'n stad aangekom het? Hulle het na die sinagoge gegaan en die evangelie gaan deel.
Nou, om 'n sinagoge bymekaar te, of om 'n sinagoge te hê, moes jy 10 volwasse mans gewees het. So wat dit vir my hier sê, is hier was nie eers Jode gewees in hierdie area nie. Daar was nie 'n sinagoge gewees nie. Nou, as ek kyk na hoe Paulus die evangelie hierso deel, is dit baie anderste as wat hy dit gedeel het op ander plekke. Hy het nie die Ou Testament na toe gegaan om die evangelie met hulle te deel nie. Ons sien soos wat Paulus besig is om met hulle te deel, sien hy 'n man wat krepeel is. En hy sien geloof in hierdie ou. En hy sê staan op en loop. En as gevolg van daai wonderwerk wou hulle offers bring, want hulle het onmiddellik gesê dat die gode het tussen ons gekom. Ons moet offers bring vir hulle, want hulle het vir Zeus aanbid en hulle wou offers bring met mense. En Paulus hulle sê, wow, julle moet nou versigtig wees. En met baie moeite in vers 18 sien ons, het hulle die mense net gekeer dat hulle nie offers gebring het nie. Die wonderwerk wat gedoen is, getuig van wat Paulus hulle besig was om met hulle te deel. Wat vir my interessant is, in vers 7 lees ons dat hy die evangelie deel met hulle, maar in vers 15 sien ons, hoe lyk daai evangelie wat hy deel? Hy deel die evangelie uit die natuur uit. In die Psalm staan daar geskryf dat dit die heelal getuig van wie God is. As jy kyk na 'n gebou, dan sê jy nie, wow, die klippe het mooi, hier almal mooi bymekaar gekom en hier is nou 'n gebou nie. Maar dis wat ons doen met die natuur. Ons sê, bang, daar was alles mooi netjies bymekaar, perfekte omstandighede vir ons om in te lewe. Nee, die skepping getuig van 'n skepper, nie van toeval nie. En Paulus is besig om die skepping te gebruik om die evangelie met hulle te deel. Hy ontmoet hulle waar hulle is. Wanneer ek en jy te doen het met iemand wat geen agtergrond van Christendom het nie, dan moet ons strategie dalk 'n bietjie verander. Maar meeste mense wat jy mee te doen het in Suid-Afrika, gaan weet wie Jesus is. Gaan 'n idee hê van wie Jesus is, maar nie noodwendig die volle prentjie van wie Jesus is nie. Daar's 'n gevaar wat inkom wanneer ons nie die volle prentjie het van wie God is nie. Soos wat hierdie mense 'n idee gehad het van wie God is in die vorm van Zeus en Hermes en daar's iets bonatuurliks, hulle is bewus van dit, maar dit was nie die waarheid gewees nie. Kom hulle en hulle wil offers bring aan 'n mens en Paulus wil hulle stop. Soos wat die Jode nie moet staat maak op die wet om hulle te regverdig voor God nie, so sê Paulus vir hulle, los hierdie nonsens, hierdie afgoderry, los dit en aanbid die ware God. Daar is goed in die samelewing wat ek en jy leer. Daar is goed wat ons ouers ons dalk leer. Daar is goed wat oulik klink. Daar is goed wat oulik lyk. En ons dink, dit is wie God is. Dit is hoe God dinge doen. Maar as daai goeders wat ons geleer is, of wat samelewing ons sê, of wat iemand jou ooit vertel het, of wat oulik klink, nie gegrond is in die woord van God nie, dan moet ons besef, ons moet dit los en ons gedagtes vernuwe en in lyn kry met die woord van die Here. Daar is 'n gevaar wanneer ons verstaan van wie God is, meng met wat die woord sê God is. Die skrif sê, wanneer jy tot bekering kom, moet jy jou gedagtes vernuwe. Hoekom? Want daar is goed wat ons nie reg verstaan van wie God is nie. En as ons daai verstaan nie reg trek nie, dan sit ons met 'n plek wat ons sê, God is net liefde. Is God liefde? Ja, verseker, God is liefde. Maar God is ook regverdig. God is ook geregtig. God gaan ook eendag kom en die wêreld verwoes. Maar hoe kan 'n liefdevolle God dit doen? God is meer as wat ons in ons brein in kan pas. Maar ons moet sê, Here, ek verstaan U dalk nie ten volle nie, maar ek sien dit van U hierso en ek wil my lewe in lyn kry met dit. Wat vir my interessant is, dieselfde mense wat nou net vir Paulus 'n offer wou bring en vir Barnabas offers wou bring, hulle het hulle gesien as gode,
gaan nou op hulle draai. Kom ons lees in vers 19 tot 20. Maar daar het Jode van Antiochië en Iconium gekom en hulle het nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. Ek wil hierso vir elkeen van ons 'n waarskuwing bring. Ons as mens is baie vinnig om 'n ikoon of 'n idol te maak van 'n ander mens. As jy vir iemand gaan vra, het jy afgode? Nee, ons het nie afgode nie. Ek dien nie 'n afgod nie. Maar wat is 'n idol? 'n Ikoon. Dis niks minder as 'n afgod nie. Maar ons wil dit nie so klassifiseer nie. As jy opkyk na iemand en daai persoon begin die plek inneem van waar God moet wees, is jy besig om 'n idol te skep van 'n mens. As jy getroud is, kan dit baie maklik wees dat jou huweliksmaat daai plek begin inneem. God wil dit nie hê nie. Ons bou daai persoon in ons gedagtes op en ons maak daai persoon amper superhuman. En ons sê daai ou kan niks verkeerd doen. Gaan kyk na rugby. Gaan kyk na 'n goeie speler, hoe vinnig cheer ons daai ou op. En ja, hy doen niks, alles is reg, alles werk, hy doen niks verkeerd nie. Maar as daai ou 'n afdag het, wat dan? Nee, hy is nie so goed soos wat ek gedink het nie. Ewe skielik begin al jou planne, jou denkwyses hier in mekaar val. As hy dan 'n afseisoen het, of 3-4 games het wat af is, haal hom af. Sit hom, hy moet bench. Haal hom sommer van die bench af, hy moet nie meer opwees nie. Vinnig het ons daai ou, wat ons nou net gecheer het, vervang en sê, nee, hy is nie meer so goed nie. Ek en jy moet versigtig wees vir die eer van mense. So vinnig soos dat hulle jou gaan eer, so vinnig gaan hulle omdraai en vir jou sê, jy is nie meer goed genoeg nie. My en jou begeerte moet nie wees om mense te eer nie. My en jou begeerte moet wees om die Here te eer. Eendag gaan ons elkeen in die hemel kom. En wat ek wil hoor is welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Ek wil dit nie hoor van Jannie af nie. Ek wil dit nie hoor van my vrou af nie. Ek wil dit hoor van Jesus Christus af. En dit moet ons uitkyk wees om te sê, wat gaan hy eendag vir my sê? Nie wat my vrou dink nie, nie wat my kinders dink nie, nie wat my werk dink nie, wat God van my dink. Wat gaan hy eendag sê as ek hom ontmoet van aangesig tot aangesig? Mag jy opkyk na mense? Ja. Ons kan opkyk na iemand wat goed is in 'n veld, wat goeie rugby speel, wat dalk goed is in iets wat hy maak, of wat ook al dit mag wees. Mag ons opkyk en sê, jette, ek wil eendag so ietsie kan doen. Ons mag dit doen, maar dit moet nie ons primêre fokus wees nie, en ons moet daai persoon nie verafgod nie. God gee vir almal gawes. Almal van ons het gawes. Van ons het 1, van ons het 2, van ons het 10. Van ons kan net alles doen. Jy sê vir hom, kan jy daai? Ja, ek kan dit doen. En hy sal dit uitsorteer en hy sal dit goed doen. Daar's mense wat alles kan doen. Maar ek wil vir jou sê, as die gawe nie reg aangewend word tot verheerliking van God nie, dan het daai gawe die vermoë om jou grootste vloek te word. Hoor mooi wat ek sê. As jy nie jou gawe reg aanwend tot eer en verheerliking van die Here nie, dan gaan daai gawe vir jou 'n vloek word. Jy gaan op 'n plek beland wat dit wat jy doen belangriker word en hoër geag word as dit wat die Here van jou verwag. Hoe moes Paulus nie voel in hierdie oomblik nie? Mense het hom begin verafgod, letterlik. En ek dink dit is die moeilikste plek vir iemand om homself te bevind. Wanneer jy sukses behaal en mense begin opkyk na jou, is dit die gevaarlikste plek wat jy jouself by bevind. Hoekom? Want dit is baie maklik waar hoogmoed kan inkom. En hoogmoed kom net voor
die val. Maar wat doen Paulus in daai oomblik? Hy sê nee, wow. Moenie na my kyk nie, ek is net 'n normale mens. Ons almal is net mense. Die Here is die ene wat die werk doen. Die Here is die ene wat alles reg trek. Nadat hy gestenig is, het hy nie net weggehardloop nie. Hy staan op. Nou, om gestenig te wees, sodat hulle dink jy's dood, het jou nie net met een klippie gegooi nie. Hulle het hom geroer, dat hulle hom uitsleep, dink hy's dood, en daar buite word hy weer lewendig. Nou daar is spekulasie, was hy net goed uitgepaas, of was hy dood gewees, en het die Here hom teruggebring? Ons is nie seker daaroor nie. Paulus skryf op 'n gedeelte, en baie mense verwys na dit, na wat hier gebeur het, was dit 'n visioen, of was ek letterlik daar? Ek weet nie, maar wat ons weet is, hulle het gedink hy's dood, so hy was raak gegooi. En in daai oomblik, nadat hy wakker geword het, staan hy op en hy gaan terug, en eers die volgende dag beweeg hy uit. Hoe sal ek en jy reageer as so iets met ons gebeur? Ek sê, ek sal nooit weer terug gaan soontoe nie. Hulle wil niks weet van my nie. Maar wat doen Paulus? Hy gaan terug en hy beweeg eers die volgende dag aan. Paulus het nie uit vrees uit gefunksioneer nie. Nie uit 'n vrees vir mense, inteendeel nie, maar 'n gesonde goddelike vrees vir dit wat hy moet doen, wat die Here van hom verwag. Kom ons lees vers 21 tot 28. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie, so hulle is nou in Derbe, né? Soos wat julle daar kan sien, net 'n entjie weg van Tarsus, waar Paulus eintlik groot geword het. Hulle is nou daar, en nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Iconium en Antiochië, en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly, deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Toe gaan hulle deur Pisidia en kom in Pamfilia, en nadat hulle die woord in Perga verkondig het, het hulle afgegaan na Attalië, en daarvandaan het hulle weggevaar na Antiochië, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk van hulle wat hulle verbring het. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het, en dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het, en hulle het daar by die disippels 'n geruime tyd deurgebring. So nadat hulle in Derbe was, het hulle terug begin beweeg, en hulle het van daar af weer Antioch toe gegaan, die groen Antioch daaronder. Dit is die kerk wat hulle gestuur het, na die leiding van die Heilige Gees, en hulle het toe weer terug soontoe beweeg. Nou, soos wat Paulus begin terugbeweeg, is hy besig om die gelowiges te stig en te bemoedig. En hy sê, bly standvastig in julle geloof. Hoekom sê hy dit vir hulle? Wanneer jy tot bekering kom, is dit nie nou net smooth sailing nie. Dis nie nou net alles maklik, maanskyn en rose nie. Nee, daar's uitdagings. Maar wanneer jy tot bekering kom, is jy nie nou eintlik in die koninkryk van God nie. Is jy nie nou deel van sy koninkryk nie. Maar hier sê hy, ons moet werk, ons moet aanhou geloof hê, om eendag in die koninkryk van God in te gaan. So wat praat hy van? Dis nie either or nie, dis albei. Ons is in 'n geestelike toestand saam met God, maar ons is vleeslik nog in hierdie wêreld. So eendag gaan die Here alles vernuwe, en ons gaan in sy koninkryk fisies wees, maar tot dan is ons nog in hierdie wêreld, en ons het 'n werk wat ons moet doen. Interessant, dat soos Paulus terugbeweeg, is hy besig om ouderlinge aan te stel. Wat is een van die vereistes vir 'n ouderling? Dit moet 'n persoon wees wat nie 'n jong gelowige is nie. Soos wat Paulus besig is om terug te gaan, is hy besig om te sien, wie is hier besig? Wie is nog aan die gang met dit wat ons hulle mee gelos het? En so het hulle begin om ouderlinge aan te stel. Ek wil afsluit met 'n gedeelte in 2 Timoteus 3 vers 10 tot 11. Julle kan soontoe blaai, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 11.
Paulus skryf hierso 'n brief aan Timoteus. Timoteus is sy 'n kind in die geloof. Hy sien hom as 'n seun in die geloof en hy skryf 'n brief aan hom. Nou Timoteus kom van hierdie area af. So Paulus het hom moontlik ontmoet met sy eerste sendingsreis. Het hy te doen gehad met Timoteus. En nou skryf hy 'n brief aan hom. Luister wat sê hy in vers 10. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het, hoor mooi, in Antiochië, in Iconium en in Lystri. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. Paulus het vervolging beleef, en hy sê die Here het my verlos van hulle almal. As jy gaan luister en jy vergelyk daai stede met wat ons nou gelees het, in Antiochië is hulle uitgegooi. In Antiochië is hulle uitgegooi, in Iconium het hulle agtergekom dat hulle gestenig gaan word en hulle vlug, en in Lystra is hy gestenig en uitgedra. Nie een keer het God dieselfde gewerk in een van hierdie gevalle nie. Maar het hy Paulus verlos in al 3 gevalle? Ja. Ons kyk baie keer na die ene wat hulle gooi ons net uit en sê, dankie Here dat ons maar net uitgegooi is, ons kan ons voete afstof en ons kan aangaan. Of ons word gewaarsku van gevaar en ons sê, prys die Here, dankie dat ek nie gestenig is nie. Maar die derde ene, ons sukkel baie keer met daai ene. Toe hy gestenig is, nou wil ons die Here partykeer die skuld gee en sê, nee, hy is nou nie meer saam met my nie. Hy het my nou gelos. Wat gaan nou aan? Maar ons sien dat in al 3 gevalle besef hy dat die Here hom verlos het. En hy is nie een keer kwaad vir die Here nie. Ons moet versigtig wees om die Here te probeer in 'n boksie sit en sê, hy funksioneer net so. Jy vind jouself dalk in 'n bitter moeilike omstandighede op die oomblik. Jy vind jouself in 'n plek wat jy nie weet wat as uitkom kan sê, of jy is besig in 'n plek wat jy dink die Here het jou gelos. Ek wil vir jou sê, die Here is saam met jou. Hou jou oë gefokus op hom. Moenie op 'n plek kom wat jy dink die Here is nie met jou nie. Die Here is in jou. Hy wil jou lei. Hy gaan jou lei en partykeer gaan daar klippe kom. Partykeer gaan dit voel asof dit is beter om dood te gaan as om aan te gaan. Maar weet, hy is nog met jou. En hy gaan jou nie kom haal as jou tyd nie klaar is nie. Hy gaan jou gebruik solank as wat jy toelaat om hom te gebruik. Ons sien hoe Paulus, nadat hulle almal gevestig het, nadat hulle ouderlinge ingestel het, terugbeweeg en weer na Iconium toe gaan. En dit is die einde van sy eerste sendingsreis. En dit is 'n voorreg wat ons het om saam met hom hierdeur te kon gaan.